Goeiedag almal. Baie dankie vir die voorreg wat ek het om vir julle vandag 'n woord te kan bring en wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus Christus. Vandag wil ek met julle praat oor gehoorsaamheid. Nou, as ons lees in Deuteronomium 30, dan lees ons hoe God vir die kinders van Israel gesê het wat vir hulle alles sal voorlê wanneer hulle in gehoorsaamheid is. Maar daar staan ook dat wat die nagevolge gaan wees as hulle nie gehoorsaam is nie. Nou kind van God, ek weet hoe ons almal kinders was ons maar baie stout en ek is seker daar's groot mense ook wat ook lekker stout is maar nie altyd gehoorsaam nie. Maar as ons dit nou so vat, om gehoorsaam te wees bied eintlik soveel meer voordele as wat ongehoorsaamheid bied. Ek meen ongehoorsaamheid lei na straf en daai goed, maar gehoorsaamheid dra beloning. Gehoorsaamheid, daar's net soveel in gehoorsaamheid. En dit is presies ook in die koninkryk. Wanneer ons gehoorsaam is aan God, kan ek vandag vir jou verseker, my boetie en sissa, dan jy sal jou beloning kry. Jy sal beloon word vir jou gehoorsaamheid. En jy sal sien, wat bring dit wanneer jy gehoorsaam is? Maar ongehoorsaamheid, dit is waar die probleem inkom. So ek wil vandag vir jou vra, waar is jy op die oomblik in jou lewe? Loop jy in gehoorsaamheid met God of loop jy in ongehoorsaamheid? Dit is tyd dat ons begin klaarmaak met ongehoorsaamheid teenoor God. Speeltyd is verby, kind van God. Om met God se genade te speel, dit is 'n groot fout. Dis 'n groot fout. Dis tyd dat ons klaarmaak met ongehoorsaamheid en is tyd dat ons meer gehoorsaamheid toon teen God. En ja, dis dalk nie altyd lekker om gehoorsaam te wees nie, want jy wil tog jou eie ding doen al is dit teen die wil. Maar hoe lank gaan dit hou? Hoe lank gaan dit jou vreugde gee? Hoe lank gaan dit jou vryheid gee? Nie baie lank nie. Waar gehoorsaamheid, dis nie maklik altyd nie, maar dit bied vir jou 'n wye lange blydskap en vreugde in jou hart. En in die koninkryk van God sal nie jou gehoorsaamheid ongesiens laat verbygaan nie. Jy kan dit maar weet. Daar lê soveel vir jou voor wanneer jy in gehoorsaamheid saam met God leef. Kom ons maak klaar met ongehoorsaamheid, my boetie en sissa, en kom ons stap eerder in gehoorsaamheid saam met God. Kom ek bid vir ons. Here, ek bid in Jesus naam. Ek wil bid dat U ons sal help, dat ons sal klaarmaak met die dinge wat ons ongehoorsaam maak teenoor God. Ek bid in Jesus naam, Here, dat ons eerder in gehoorsaamheid sal loop. Vader, dat ons self sal eenkant toe sit en U eerste plaas. Asseblief, Here, in Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen.